Dis hy. Wat 'n voorreg om 'n derde keer met Pierre de Tooy te gesels. Pierre is van Jacobs Well. Die eerste sessie, ek gaan die sessie links hierso opsit. Hy het nou al 2 keer gepraat. Die eerste sessie het hy 'n bietjie vertel hoe hulle met Jacobs Well uitgekom het, die bediening wat hulle daar doen. Die tweede sessie het hy sy persoonlike getuienis gegee. Wat 'n kragtige, jy moet dit nie mis nie. En ja, en nou op sessie 3, Pierre, gaan jy vir ons ietsie vertel van Jacobs Well? Wat doen julle eintlik daar? Weereens baie dankie Chris. Ja, Jacobs Well is die verhaal van die vrou by die put waar die genade genadiglik versprei het onder alle volke, stamme, tale en nasies. En Jacobs Well, ons is geroep om onder die agtergeblewe volkere te kyk. So ons het met Jacobs Well begin in 'n tent. Dit was in die begin van die droom wat die Here vir my gegee het. Daar op Botalaan se afdraai daar teen die wal op. En daar het ons begin en ons het begin met kos aandra en aanry vir mense wat in die veld slaap en toe die tent gekry en die mense gebring vir dienste. En dis sulke, jy weet, little is much if God is in it, want alles gaan tog immers oor gehoorsaamheid. Nou, ek het vroeër gesê in my getuienis ook, ons moet daders wees van die woord. So 1 Samuel 15:22 sê, gehoorsaamheid is beter as offerande. Met ander woorde, as ons die hele dag bid, maar ons is nie gehoorsaam nie, dan kan ons sien dat die Here verkies gehoorsaamheid. Met ander woorde, ons moet, ek hou van die Hebreëus, dit sê Shema Israel. Dit is hoor, luister en doen. En ek is nogal soos 'n geoefende perd, ek doen wat die Here sê ek moet doen. En ons het toe nou begin, en waar ek nou my getuienis gegee het by 'n rehabilitasiesentrum in Cullinan, het ek 'n paar keer na die Here gelei. Ons het hulle gekry om hulle harte skoon te maak, hulle werk gekry, hulle kinders wat weggeneem was teruggekry en hulle in die huwelik bevestig. En hulle is in Eersterhuis vandag nog steeds getroud, gelukkig. En een van die tannies was 'n senior persoon by die departement geestesgesondheid. En toe sy gesê hulle het 'n behoefte om mense te hê wat NGO's het wat na profound and severe mentally disabled children, wat nou in die omgewing is van Diepsloot, Lievenhout-Bosch en sekere van die informele plekke, soos Mooiplaas op Spruit, waar ons nog steeds kinders optel. Ons ry ongeveer 10.800 km 'n maand agter mense en voorsiening aan ons kosvoorrade en dit wat aan ons voorsien word, bring ons Jacobs Well toe. En dan Sondag ry ons al vir, dis nou ons 16de jaar wat ons 'n aanrydiens het, meestal van Lievenhout-Bosch en daar by Zenex informele stigting, daar op die R511 en ook in Diepsloot waar ons mense dienste toe ry, elke Sondag. En dit is, ons sien kindertjies van geboorte tot al tieners wat vandag nog daar is en ook ouers en so meer. So dis vir ons 'n wonderlike geleentheid. En soos wat ons nou getrek het na die 9,5 hektaar, het ons ook dit verder ontwikkel en ons het nou ECD wat staan vir Early Childhood Development. Dis nou jou pikkies van 2 jaar oud tot by graad R. En dan het ons ook 11 km van ons af 'n privaat skool. Dit is onder Jacobs Well, dis Turia Learning Center en daar het ons 140 van graad RRR tot graad 12 wat van Lievenhout-Bosch afkom, wat daar skool gaan en dis kleiner klasse, dis meer gefokuste onderwys en die Here dra ons ook daardeur. Ons is essensieel 'n geloofshuis. Met ander woorde, wat ook al ons benodig, kry ons deur gebed, omdat ons nie 'n produk het om te verkoop nie. Ons is gemeenskapsgefokus.
Ons het nou in vennootskap met Kerk Sonder Mure en Basileia Patra het ons begin met groentetonnels 20 en ons is ook nou in 'n volgende stap wat nou volg is die akkommodasie vir 16 studente, Suid-Afrikaners van 18 tot 35 vir 3 dissiplines, dis dan nou die voedselproduksie, entrepreneurskap, hoenders en vis. En dit klink nou asof alles net daar was, maar dit het baie moeite geneem om alles regtig gekry tot op hierdie punt. Ons is ook hoogs geïnspekteer of word hoogs geïnspekteer deur die departement gesondheid, mental health en mense wat vir ons voedsel voorsien, asook die departement van opvoedkunde wat dan vir ons bring die okkupasie terapeute en die welsynwerkers en so meer wat nou met al die verskillende kinders en hulle ouers of pleegouers te doen het mee. Ons is ook van die begin af wat ek met sy is Dr. Henriette Botha. Sy is al op ons direksie al vir 13 jaar en sy het haar doktorsgraad gedoen en aan my vertel wat dis 'n intentional community. En toe ek dit hoor, toe doen ek dit. So tans by Jacobs Hall is ek en my 2 dogters, my vrou en my ma, en verder is ons 36 mense wat in hierdie intentionele, ek weet dis nou anglisisme, maar intentional community waar ons mense help wat andersins sou falter en val in die omstandighede waarin hulle self bevind het. So ons het nou met die vooruitsig van die mobiele akkommodasie-eenhede wat nou in Junie kom, is daar dan nog 'n toevoeging van tot en met 16 of 17 addisionele mense tot die huidige 36 wat ons dan op 'n 12-week program gaan hê wat dan dissiplines 4 weke op die een, 4 op die ander soos genoem en die derde een ook, en dan sal ons hulle sal dan hulle sertifisering ontvang. Ons probeer hulle ook dan plaas by plekke waar daar tonnels in onbruik is en om hulle dan daar in 'n kommersiële omgewing saam met die eienaars van die tonnels te plaas, sodat ons nie net mense het wat met sertifikate rondhardloop en nêrens werk kan kry nie. So dit is baie belangrik vir ons om dit so te doen, en bo alles is die onderbou, die fondasie van die woord van God en wat Christus Jesus is en die aanwending. Want hulle sê kennis is mag, maar ek sê toegepaste kennis is mag. Kennis op sy eie is maar net iets wat ons weet, maar dit is waar die hoor en die doen, waar ons voete op die grond kry, moet uitvloei, sodat ons daders kan wees van die woord. So, dit is in kort wat Jacobs Hall se dienste behels. Ons is ook baie betrokke by Basileia Patra se straat street showers, ja, en ook waar hulle projekte het met die slaapsakke wat gemaak word. Ons is daar betrokke, ons daag ook maatskappye uit om ook te help byvoorbeeld met die teiken van 600 plus slaapsakke vir die mense om op 'n baie eenvoudige manier warm te slaap in plastieksakke wat geïnsuleer is met 10 bladsye koerante aan die bo en aan die onderkant, en dis in plastiek en dit is geseël en dis oprolbaar en dis nie iets wat die eienaar daarvan sal wil verkoop nie. So dit is so in kort, en ons vind en doen eintlik maar wat ons, soos die woord sê, doen wat jou hande vind om te doen. En dit gaan alles om onsself beskikbaar te kan stel. So hierdie is ook 'n uitnodiging as jy wil betrokke raak om met die moue op te rol en te sê, hand opsteek en sê, Here, ek is bereid om 'n verskil ook te help maak aan die koninkryk op aarde soos wat dit is in die hemel.
Baie dankie, Ja. Chris. Sjoe. Pierre, ek wil net sê baie dankie en ek dink sommer as mense kyk, jy raak opgewonde en jy voel ek wil deel wees daarvan. Mag ek jou inligting deel op hierdie video? Ek wil toestemming vra, ek wil dit nie sommer doen nie, want ek weet daar is mense. Dis die een ding en die alle ding is daar seker baie geld nodig, baie hulp nodig en baie skills nodig wat dalk net 'n hand kan gee. Kan ek dit deel? Chris, jy is baie welkom om te deel die inligting. Ons webwerf, ons het nou 'n blog bladsy en hierdie is nou die eerste video wat ek baie dankbaar voor is, Chris, vir die uitnodiging. So ja, jy is welkom om dit te doen. Baie dankie, Piet. Mag die Here julle 100voudig en meer seën. Amen. Ek ontvang die seën. Want dit is belangrik wat die woord sê, die wat in die naam van die Here geseën word, sal waarlik geseën wees. Ek vat dit, baie dankie.